Dankie vriende, julle kan gerus sit. Dis lekker om vir so opgewonde, ek wil byna sê raserige skare soos julle vanmôre welkom te sê. Hoe lekker om op 'n wintersoggend op seker een van die mooiste plekke in hierdie omgewing. Ek sê vir my vrou toe ons hier buite stop, ek het dit is nou die dag vir Annelie julle vertel, ek het so rukkie gelede voorreg om by julle te wees. Dankie nogmals vir julle twee vir die uitnodiging en mag die Here vir ons ongelooflik ryklik spesiaal seën vanoggend. Here, en op hierdie mooi oggend slaan ons vanoggend ons oë op na die berge, al die mooi koppies rondom ons en ons vra waar sal ons hulp vandaan kom en ons weet. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons hulp is van hom wat nooit ooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Kom ons staan en dan sing ons 'n pragtige lied, die oorwinningslied, en dit was hulle keuse, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Ons sing die eerste en die vierde verse van hierdie pragtige lied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Christus weer sy bruid kom haal. Ek glo die Vader het alreeds die dag en uur bepaal. Ek sien al klaar die feestelike hemelbruiloftshaal en die tafel met ons bruiloftsmaal. Die Gees en die bruid sê Maranatha. Sê Maranatha, die Gees en die bruid sê Maranatha, kom Here Jesus kom, kom Here Jesus kom, kom Here Jesus kom. Dankie. Ek het, julle kan gerus sit, terwyl ek so hier bo sit, ek kyk na alles wat hier gebeur, en ons hier stop, en ek kyk na julle blaadjie wat julle vir ons gee, besef ek hoeveel werk is daar uiteindelik in 'n troue. En ek dink as julle nou so terugkyk, nie net vandag of die laaste week nie, jy sal sê, vandat jy die eerste maal vir haar gesê het, ek wil trou, en sy gesê het, nie nou al nie, ek wil eers klaar swat, en al die goeders rondom dit, al die pad wat julle moes loop en die besluite wat julle moes neem en die reëlings wat julle moes maak, ongelooflik baie goed. Nou wil ek sê, die lyste, die reëlings, uiteindelik om 'n dominee hier te kry,
al die goed wat moes gebeur, was soveel goed langs julle pad. En sommer net vir die vriende sê, oor vanoggend se geleentheid. Deesdae het die staat, het hulle dit nogal vir huweliksbevestigers moeilik gemaak. Daar's nou 2 baie duidelike onderafdelings van 'n troue. Die een is die wetlike deel, en ek wil vir julle sê, hulle het vorms moes invul, en moes teken hierdie week, wat net ongelooflik is. Maar die belangrike vir ons is dit wat vanoggend hier gebeur. Wanneer ons regtig saam in die naam van die Here hier is, om sy liefde en sy sorg vir julle te vier, en ook julle verbintenis aan mekaar te hoor. So sommer net, om dit vir almal wat hier is te sê, hierdie is die groot deel, die belangrike deel van dit wat moes gebeur, maar daar was ook 'n wetlike deel gewees. Nou as ons dink, dis baie goed wat ons nou moet reël, wil ek vir julle sê, dis nie 'n kleinste deeltjie van hoe dit in die Bybelse tyd was nie. Jy kan nou vir jouself voorstel, ons kry baie min prentjies van hoe huwelik in die Bybelse tyd was. Trouwens, die Bybel praat vreeslik baie oor die huwelik, maar beskryf eintlik hoe dit gebeur het so min. Ons kry een plekkie, en dit is in Johannes 2, die bruilof in Kana, waar dit beskryf word. Nou, net om vir julle 'n idee te gee, ons sê nou maar, ons is 100 mense hier, argumentshalwe. In daai tyd het hulle nie net 100 mense by hulle troue gehad, en dit by 'n fancy venue nie. Hulle het dit in die middel van die dorp gedoen, en die hele dorp was gaste by 'n troue. Annelie, ek sien hoe jy sug. Dis ek wil nie eers daaroor dink nie. En jy kan nou dink, hoe hierdie paartjie gereël het, en al hulle beplanning gedoen, hulle lysies gehad het, Heine uit sy lysie, sy het haar lysie gehad, en afgemerk, en soos die weke nader gekom het jy daarvoor gesorg. Ja, dis gesorg, die blomme, die dominee is gereël, die kos is gereël, die wyn is gereël, alles is gereël, en uiteindelik is dit die groot dag van die troue by Kana in Galilea. En die opgewondenheid wat julle ook seker hier gehad het, en destyds se rabbi het hulle seker ook in die huwelik bevestig, en die troue begin, en hulle geniet dit, en hulle kuier. En die tweede ding wat dit nou nog moeiliker gemaak het, is dat hulle daardie tyd nie net die dorp, almal in die dorp was die gast op die troue nie, hulle troue was ook nie vir 3-4 ure nie, hulle het sommer vir 'n hele week lank, het hulle troue gehad. So, daar was die slaapplek, daar was die kos, daar was die reëlings, dit was iets verskriklik, die reëlings wat hulle moes maak. En nou kom hulle aan die gang, en nou lees ons van hierdie troue, want so na rukkie het die goeders beginne verander. Kom ek lees dit vir julle in Johannes 2. Op die 3de dag, kyk, dis nou al die 3de dag van die troue. Die Saterdag, die Sondags verby, dis nou al die Maandag wat die troue aangaan. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was ook daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toegenooi. Toe die wyn opraak, en dis nou klaar vir 'n mens, so jy kan nou dink, ek kan nou sien hoe skud jy jou kop. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, hoekom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. En daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het, en elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Nou kom ons hou dit eers net daar. Nou hou hulle troue, en hulle geniet dit, en die musiek speel, en hulle kuier, en hulle eet, en die wyn vloei, en die mense is lief vir mekaar. En skielik kom die seremoniemeester, of een van die, kom sê die hoofkelner, kom met die seremoniemeester, en hy sê, jong, ek wil nou nie die bruidegom en die bruid hiermee pla nie, maar ergens is hier nou 'n groot gemors. Daar's nie genoeg wyn nie. En die wyn was belangrik. Maar die hoofkelner sê dit vir die seremoniemeester. Seremoniemeester sê, nee, moenie bekommer nie, roep iemand nader, sê, jong, net hier buitekant is daar 'n Checkers en 'n Spar, gaan kyk wat kan julle daar kry, en hoeveel wyn kan julle daar koop. En hulle kom terug en sê, nee, ons nog 'n klomp gekry, en daar gaan die troue gaan weer aan. En nog 'n dag gaan verby, en nog 2 dae gaan verby, en toe kom die hoofkelner weer by die seremoniemeester. Hy sê, jong, ons was nou al by Checkers en Spar en by Woolies Food gewees, orals gewees, en die wyn is klaar, dis op, daar's niks. Dis wat hier staan. Ten spyte van al hulle reëlings,
al hulle beplannings, al hulle lysies, al hulle voornemens, al die mooi goed wat hulle gesê het die wyn opgeraak. En skielik kan mens nou vir jou voorstel, né? Hierdie opgewonde groep vanmôre hier, dit word stil en dit word swaar en dit word donker. Wat is die Here daar? En ons lees hierdie dat die Here vir hulle sê, dat 'n paar klipkanne met water gestaan, 6 van hulle, wat elkeen so tussen 90 en 100 liter gehou het. Jesus sê toe vir hulle, gaan maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe het hy vir hulle gesê, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, hy sê, Heine, hy sê, ek weet nou nie hoe werk jou kop nie. Hy sê, mens het gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, en hulle smaak nou nie meer so belangrik is nie, dan gee mens vir hulle van die swakker gehalte wyn. Hy sê, maar jy het die goeie wyn tot nou toe gebere. Die ongelooflike van hierdie verhaal, en dit gryp my so aan vanmôre as ek met julle deel, is om te sê, 'n mens het al jou beplanning, en die klein bietjie wat ons nou die dag daar by my kon gesels, was ek toe julle wegry van een ding bewus, en dit is dat julle nie net sommer haastig en oorhaastig in hierdie huwelik ingestap het, nie glad nie. Julle het gedink, julle het gepraat, ek glo julle het gebid daaroor, julle het baie duidelike, helder besluite wat julle moes neem. En ek glo ook, julle het al twee julle lysie gehad, Heine, dat jy gesê het, vir 'n lewensmaat merk ek hierdie af, ja, sê dit, hierdie een het sê miskien nie, maar al hierdie ander het sê, en dat jy dit ook met hom gedoen het, en gesê het, hierdie goed is my belangrik, en hierdie goed merk ek af, en ek glo dat julle ook in julle toewyding aan die Here gesê het, dis vir ons belangrik om hierdie goed vir mekaar te hê. Die probleem is dat 'n mens nie weet wat vorentoe vir jou wag nie. En kom ons sê eerlik op hierdie mooi oggend vanoggend, dat ons tye baie onseker is. En dis regtig rowwe water. En ek is baie optimisties in my menswees, en ek is baie optimisties oor ons lewe, maar ek bedoel, mense is realisties ook om te sê, dis rowwe tye. Julle, ek en my vrou het gister die voorreg gehad om ons 49ste troudag te vier gister. As ons, dis verskriklik lank. As 'n mens terugdink, dan was dit net baie makliker en baie eenvoudiger as wat dit nou is. En 'n mens weet nie. Mens weet nie oor die wyn vorentoe nie. Die wonderlike, en daarom sê ek, is hierdie baie belangriker as die regsafdeling wat julle moes doen, is hierdie die plek waar julle vanmôre saam met almal wat hier sit, en hierdie uitnodiging is vir elke getroude paartjie wat vanmôre hier sit, of jy 10 of 15 of 30 of 50 jaar getroud is, om opnuut weer te sê, ek wil seker maak dat ek saam met die Here hierdie pad loop. Want as hy 'n mens se huwelik is, dan gebeur daar twee goed. Die een is dat ek beter kry as wat ek ooit gehad het. Die seremoniemeester sê, hy sê, ek wil nou vir die bruidegom, hy sê, ek verstaan nie wat gebeur hier nie. Hy sê, die wyn wat ons nou gekry het, is net soveel beter. Hoeveel paartjies het dit nie al vir my bevestig nie. Wanneer 'n mens regtig soos julle hand aan hand staan, wanneer ons die derde hand vat en vir Jesus sê, as ons hier uitstap net nou, wil ons nie 'n tree loop sonder dat u nie saam met ons loop nie, dan sê hy, sal ek altyd sorg dat dit wat julle kry beter is. Altyd. En hoeveel mense het dit nie deur die jare al vir my bevestig nie. En weer wil ek sê, dit beteken nie dat 'n ou nie eers deur rowwe tye gaan of deur woelige tye gaan nie. Die huwelik is nie paradys nie. Die huwelik is hard werk, die huwelik is baie goed wat gebeur, maar die Here sê, as ek saam met julle stap,
sal ek altyd weer vir julle beter gee. Maar daar is 'n tweede ding. Hy gee ook so dat dit nie weer opraak nie. Het julle gehoor, dis nou, kyk, hierdie is amper aan die einde van die troue, nee, hulle het ons nou gekoop en hulle het beplan en gereël en alles is reg, maar as hy amper aan die einde van die troue wat die ou kom en sê, maar die wyn is klaar en die Here vat 6 klipkanne wat elkeen 100 liter hou, so hy maak nog aan die einde vir die laaste paar tree, maak hy 600 liter wyn, meer as wat hulle in hulle lewe sou kon opgebruik. En dit kan elkeen wat saam met die Here pad loop, kan dit bevestig. Wanneer die Here gee, raak dit nie weer op nie. En daarom is die groot, nie uitdaging nie, die groot oproep, die groot bemoediging aan julle twee, om vanmôre te sê, Here, saam met almal wat hier sit, wat met julle hierdie huwelikspad begin stap, en dis die wonderlike, ek bedoel, hulle is getuies vanmôre van wat julle hier sê, saam met almal wat hier is, bo alles, Here, wil ons u hand styf, styf, styf vashou, vir elke dag vorentoe. Dat wat ook al gaan gebeur en hoe die tye ook al gaan lyk, dat julle sal sê, wat ook al, kan ons bevestig, ons wyn het nooit opgeraak nie. Mag dit vir julle so wees. Amen. Die huwelik is deur God ingestel, toe hy heel aan die begin gesê het, en dis my nogal die wonderlike, dat dit die een ding is, ek skryf op die oomblik sommer so klein bietjie aan 'n ding daaroor, waar dit staan, dat na die Here hierdie volmaakte skepping en alles so mooi gemaak het, en elke dag gesê het, dis goed, en hy het gaan rus en gesê, dis sharp, kan ons dit so sê, die aarde, die voëls, die bome, die blomme, alles is so mooi, is daar een ding wat toe hy terugkyk, toe sê hy nee, hy sê, daar is een ding wat ek moet verander, hy sê, dis nie goed, dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak, wat hom kan help, sy gelyke. Die huwelik is daarom 'n plek met 'n hegte eenheid, waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. En man en vrou moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees en mekaar respekteer. Heine, jy is man, moet jou vrou lief hê. En dis 'n ongelooflike sinnetjie hierdie. Omdat ek self getroude man is, huiwer ek om dit te sê, want ek besef die intense implikasie van. Hy sê, jy moet jou vrou lief hê, nie baie nie, nie verskriklik baie nie. Hy sê nie tot oormaat toe baie nie. Hy sê, jy moet jou vrou lief hê, soos Christus ons lief het. Joe, ek bewe soms as ek dit lees. Soos Christus ons lief het, moet jy vir haar lief hê. En soos Christus ons lief het en homself vir ons oorgegee het, so moet jy haar in liefde dien, lei en beskerm. Annelie, as vrou moet jy weet dat dit Christus is wat jou aan jou man verbind het, net soos ons aan hom verbind is. Soos ons die Here lief het, so moet jy jou man lief hê en saam met hom 'n pad loop in alles wat reg en billik is. Julle moet daarom saam opkyk na die Here en vir hom bly sê, Here, aan U bly ons altyd gehoorsaam en getrou. Ons sal U woord lees, ons sal dit oordink, ons sal ons lewe daarvolgens inrig, ons sal saam bid en ons sal U saam dien. Leef uit dit wat Christus aan julle geskenk het, bou met liefde en in vertroue voort,
op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Dit was my nogal spesiaal toe julle nou die dag ontmoet. Die laat wegry. Toe sê ek vir wat 'n lekker sommer net hier saam met julle. Want ek het gesien dat daar soveel, ons kan dit vreeslik baie goed doen, ons kan dit vibes noem, ons kan ons kan al hierdie goed doen, maar daar was iets baie besonders tussen julle twee. Leef uit dit wat Christus vir julle gegee het. Bou met liefde en met vertroue voort op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Vir my selfsug en eie sinnigheid, dit verbreek die gemeenskap tussen mense. Hoor weer. En ek weet nie hoe lyk julle gesinne nie, weet nie wat die tradisie in julle gesinne nie, maar mens kan so maklik hierdie dinge van ek sê en ek besluit en dis die pad wat ek voorstel. God sê los dit. Verbreek eie sinnigheid en selfsug, want dit verbreek die gemeenskap tussen mense. Gee julle self vir mekaar. Moenie toelaat dat iets of iemand, selfs familie, ooit tussen julle kom nie. Soek altyd julle krag in Christus wat die bose oorwin het. Heinrich, Josef, Herman Vroonappel en Annelie, Janae de Toy, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer. Is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe volgens in te rig? En begeer julle om nou met die seën van die Here in die huwelik verbind te word? Heine, wat is hier op jou antwoord? Annelie? Geef mekaar julle rechterhand en dan wil ek die volgende vraag vir julle vra. Heine, verklaar jy dat sover jy weet, daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid Annelie is nie. Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot jou wettige verneem? Wat is hier op jou antwoord? Ek wil hê dat jy die volgende hardop agterna sê, voor God en almal hier teenwoordig, beloof liefde en trou, vir altyd, en in alle omstandighede, aan jou my bruid Annelie, verklaar jy ook dat sover jy weet, daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom Heine is nie. Aanvaar jy almal wat teenwoordig is as getuies dat jy hom tot jou wettige man neem? Wat is hierop op jou antwoord? Dan vra ek ook dat jy hardop die volgende sal beloof voor God en almal teenwoordig. Beloof liefde en trou, vir altyd, en in alle omstandighede, aan jou my bruidegom Heine. Heinrich, Josef, Herman Vroonappel en Annelie, Janae de Toy, dan is dit vir my 'n voorreg om julle nou in die naam van die Vader wat julle by mekaar gebring het, en in die naam van die Seun wat vir julle huwelik aan die kruis gesterf het, en in die naam van die Heilige Gees wat vanmôre deur die vertrek waai om julle te vul met sy teenwoordigheid, om julle in die naam van God drie-eenheid, man en vrou te verklaar. Mag dit wat hy saamgevoeg het, deur niks of niemand ooit geskei word nie. Julle kan nou vir mekaar gee. Jy het onthou om dit saam te bring.
Dankie. En hulle het al twee reg gekry. Daar is een gebed vir julle twee vanoggend. Mag die Vader julle beskerm en julle lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens. Amen. Vriende, kom ons sing 'n heerlike lied saam met hulle twee. En julle mag mekaar maar gee, terwyl hulle na die blaadjies kyk. Ek wil nou net waar is daai lied? Ons het gesê net 'n soen hoor. Ja. Die pragtige lied is 'n wonderlike liefdeslied, praat mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hol simbole. Kom ons staan en as ons klaar gesing het, moet julle asseblief bly staan vir die uitspreek van die seën van die Here. Wonderlik om in die naam van die Here die seën oor julle en julle huweliks bespreek. En te glo dis nie net 'n wens nie. Dis God se belofte aan julle. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle. Amen. Vriende, julle kan gerus sit en dan kan die ouers vorentoe kom, dat ons voor julle kan teken. Baie geluk. Jy kan dit kry na die natuur kry. Kies dat ek so met my beenspier daar, my beenspier keer deur die week.
My fear and pride to set things right, then I'll find mine on the right of your side.